Goeiemôre graaddiens. Hiermee wil ek baie graag vir julle die enkelvoudige sin leer, wat gepaard gaan met stompie. Dit is die normale Afrikaanse sin. Soos julle reeds weet, bestaan 'n eenvoudige sin uit 'n onderwerp, 'n gesegde en 'n voorwerp. Soos reeds genoem, 'n enkelvoudige sin bestaan uit 'n onderwerp, 'n gesegde of jou werkwoord en 'n voorwerp. So hier begin die stompie metode dan nou. S is jou onderwerp, V1 is jou werkwoord 1, jou gesegde, O staan vir die voorwerp en dan V2 is jou tweede werkwoord wat sal plaasvind. Basies vra jy jouself af, wie doen wat? Kom ons lees deur die volgende sinne en beantwoord die volgende vrae. Soos jy kan sien is die sin in die teenwoordige tyd. Die kinders doen huiswerk. So tans is die kinders besig om huiswerk te doen. Nou, wie doen wat vir onsself? So die wie sal dan nou wees wat? Die kinders. Wat maak hulle? Hulle doen. Want dit is jou werkwoord. Hulle doen. Jy kan mos doen. En dan huiswerk. Wat doen hulle? Die kinders doen huiswerk. Hierdie een is dan nou in die verlede tyd. Die kinders het huiswerk gedoen. So die het en die sê vir jou, dit is verlede tyd. Die kinders het reeds hulle huiswerk gedoen. So nou vir ons weer eens, wie doen wat? Onthou, dat het huiswerk gedoen. Die het huiswerk, die het verander dan nou in jou hulpwerkwoord, wat die huiswerk gedoen het, help. Kyk, wie, weer eens is die kinders, doen, het gedoen, wat? Huiswerk. Maar die sin maak nie sin as jy hom nou so sou lees nie, want jy kan nie sê die kinders het gedoen huiswerk nie. Dit maak nie sin nie. So die kinders het word dan nou jou eerste doenwoord, huiswerk, wat het hulle gedoen? Weer eens. So dan word hierdie dan nou, die kinders is dan nou die S vir die stompie, het is jou werkwoord 1 want dit is die hulpwerkwoord. Huiswerk is die voorwerp wat ons bespreek en dan gedoen verander in jou tweede werkwoord. Hier het ons te maak met toekomende tyd, iets wat nou nog gaan gebeur. So die kinders sal huiswerk doen. Hoe kan ons die nou verander in wie doen wat? So eerstens is die wie, weer eens praat ons van die kinders, dit bly konstant dieselfde. Doen, hulle sal doen, weer eens het ons 'n hulpwerkwoord wat die werkwoord help. En dan wat doen hulle? Huiswerk. Weer eens maak die sin nie. Die kinders sal doen huiswerk. Kom ons kyk hoe dit veronderstel is om geplaas te word. Die kinders is natuurlik die onderwerp waaroor ons praat. Die sal, soos ons gesê het, is die hulpwerkwoord. Hy kom dan nou eerste. Huiswerk is die voorwerp waar ons gesels en dan doen is werkwoord nommer 2. Kom ons lees nou die volgende sinne en dan dui ons slegs die onderwerp, die gesegde en die voorwerp aan. Vraag 1. Die kinders eet ontbyt in die oggens. Vraag 2. Sy sal elke dag haar tande borsel. Vraag 3. Die ma pak toebroodjies in. Vraag 4. Ek het my huiswerk in my tas onthou. Kom ons gaan terug na vraag nommer 1 toe. Vraag nommer 1 is 'n eenvoudige sin, maar met 'n beskrywing by van tyd om te sê dit gebeur in die oggens. Vraag 2, sy sal elke dag haar tande borsel. Dui vir ons aan dat dit voortdurend gaan voortduur as gevolg van die feit dat sy dit elke dag gaan doen. Vraag 3 sê vir ons dat die ma tans besig is om toebroodjies in te pak. So dis teenwoordige tyd. Vraag 4, ek het my huiswerk in my tas onthou. Het sê klaar vir ons, dit is reeds in die verlede tyd. Kom ons lees gou deur die memorandum van die onderwerp, die voorwerp en die gesegde in elkeen van die onderstaande sinne. Vraag nommer 1 het ons gesê, die kinders eet ontbyt in die oggend. Die kinders is dan nou hierso ons onderwerp. Eet is jou werkwoord, nommer 1, so eet is 'n werkwoord. Ontbyt, wie doen wat? Hulle eet ontbyt. Dan, in die oggend is 'n bywoordelike bepaling van tyd. Ons het nie nodig om dit by te voeg in 'n gewone sin nie.
Vraag 2. Sy sal elke dag haar tande borsel. Elke dag is ook vir ons 'n aanduiding van wanneer dit plaasvind, so dit is ook 'n bywoord van tyd. Sy is weer eens die onderwerp. Sal is hulp, werkwoord nommer 1. Haar tande is die voorwerp en dan borsel is werkwoord nommer 2. Vraag 3. Die ma pak toebroodjies in. Hierdie is net 'n aanduiding van hoe dit gedoen word. Die ma is natuurlik die onderwerp. Pak is werkwoord nommer 1. Toebroodjies is die voorwerp. Vraag 4. Ek het my huiswerk in my tas onthou. So ek is die onderwerp. Het is hulpwerkwoord nommer 1. My huiswerk is die voorwerp en onthou is werkwoord nommer 2. Dit is baie belangrik om die volgende te onthou ten opsigte van alle aspekte van ons lewe. Onthou dat God ons geskaap het as die enigste spesies wat kan kommunikeer deur fisies met mekaar te kan praat. Die unieke gawe moet nie net misbruik word nie. Sit te wag voor jou mond voordat jy iets lelik aan 'n maat sou sê. Moet ook nie skinder nie, maar laat die woorde wat uit jou mond uitkom eerder van God se grootheid en goedheid getuig. Geniet die dag.